Jy's ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag gesels ons bietjie met Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste tendense in die landboumark. Johnny, goeiemôre en welkom. Goeiemôre Doopie. Ja, nee, lekker wakker geword met 'n reentjie, so is goeie nuus vir ons boere wat in die aanplantingsprosesse moet begin, ja. Lieflik. Johnny, so ons het nou al 'n paar keer daaroor gesels, die handelsooreenkomste tussen China en Amerika. Dit is nou gesluit, maar die interessante ding is graanpryse is steeds besig om te daal en ons het verwag dat dit gaan aan die ander kant toe beweeg. Ja, is reg wat jy daar sê, Doopie. Ek dink daar's baie positiwiteit laasweek gewees toe ons gesien het China en Amerika ten minste uitgekom en gesê hoor, daar is nou 'n handelsooreenkoms. Hulle gaan 14,000 ton invoer voor einde Januarie en dan elke jaar daarna nog 25,000 ton. So daar's baie positiwiteit. Ons het veral gesien sojapryse, Amerikaanse pryse, seaboard-pryse wat van so $10 na amper $11.20 toe gespring het gegee dit, want dit maak grootste impak op sojas natuurlik. En dit het klein bietjie die mieliepryse of die kornpryse in Amerika ondersteun, en omdat ons baie naby aan uitvoerpariteite steeds is vir sojas en mielies, hardloop ons maar ongelukkig dan nou saam met die seaboard-pryse, en dit het veroorsaak dat ons so klein bietjie op is, maar toe het ons nou wel gesien, soos jy gesê het, pryse wat so bietjie af is. En dit is so aan twee goed kan ons dit toeskryf. Dit is hierdie aankondiging is gemaak van Amerika af, ons het nog niks gehoor van China af en nou begin die mense wonder, is dit regtig 'n ooreenkoms? Het Amerika dit nou net gesê? Is hierdie ding al fisies geteken? Is dit net 'n ooreenkoms of is dit 'n getekende kontrak? So daar's nou weer onsekerheid wat in die markte inkruip. En China koop of hulle voer tans baie min in, minder as wat verwag is. En dit het ook nou gesê, julle moet nou begin inkoop om hierdie markte enigstens bietjie te voer, om te kyk dat hy opgaan, en dit het toe veroorsaak dat die markte wel bietjie terugtrek. En so ek nou vroeër genoem het ook, met die reën wat ons nou het, meeste prosente goeie grondvog, wel bietjie reën gekry, ek dink meeste van die ouens gaan plant. So dis 'n baie goeie begin vir ons somergraanseisoen, en ons het dus gesien, veral families oor die laaste 2-3 maande, dat ons sterk terug na uitvoerpariteite toe beweeg het, en ons bly hier op 'n R3,500-R3,600 merk, is dan op uitvoerpariteite. En ons verwag, as dit natuurlik die seisoen aangaan soos hy aangaan, dat ons wel op die uitvoerpariteite dan gaan bly. Die invoerpariteit, interessant genoeg, staan so op R4,800 tans. Hy is so R1,200 hoër van die geelmieliepryse ons tans is. So as die weervoorspellers dan nou reg is, daar 'n bietjie probleme kom, gegee die huidige pariteitspryse, dan as ons hier in Maart rond 'n bietjie droër omstandighede kry en die mielies begin swaar trek, en daar kom seker nuus in die markte. Ek sê nie dit gaan gebeur nie. Ek sê net, dis iets om dalk uit vooruit te kyk, is om te sê, gaan hou dalk net dit dop, want ons het dan daai spasie om klein bietjie op te gaan. Nie noodwendig die hele R1,200 nie, maar dalk 400 of R500 wat ons moontlik kan opgaan, as daai wel in werking tree. Soos dalk het iets om die agterkop te hou. Ek het baie interessante vergelykings met 2016 en 17 gemaak, en dit het vir my aangedui dat pariteite wel baie sywaarts behoort te bly, soos ons in volgende jaar ingaan, en ons min of meer tussen hierdie band beweeg, gegeewe ons huidige produksieomstandighede, en ons produksie natuurlik, of ons seisoen vorder vir die jaar. Johnny, kom ons sluit dan gou 'n bietjie af. Ons het ook al 'n paar keer daaroor gesels, maar dit voel of die back and close net nie ons arme boere wil uitlos nie, en dit nou al uitgesprei tot in die Weskaap. Hoe beïnvloed dit die pryse op die oomblik? Ja, Doopie, om eerlik te wees, ek sit ook baie keer en kyk en wonder, waar gaan die tak hierdie teer nou tref, en wat fisies nou gebeur. Die probleem is, hulle kan noodwendig nie van hierdie diere slag nie, so dit word bietjie teruggehou. So ons sien minder aanbod en slagpryse wat dan hoër bly. Dit sê op R73 min of meer vir A23, speenkalfpryse is bo die R40 merk. Ons het gesien, dit trek ook die ander proteïene op. Skaap, lammers is bo 50, slagpryse by R108, varkpryse skerp op, hulle is net so hier by R38-39. Hoenderpryse is besig om te styg, so dit trek bokpryse is hoog, so dit trek al die pryse dink ek op oor die onsekerheid. Maar iewers gaan daai diere in die mark moet kom, maar as dit nou ouer diere is, vetter diere is, dan gaan dit dalk in 'n ander klas val. So ons weet nie presies hoe hierdie goed gaan uitspeel om te sê wanneer die diere in die mark gaan kom nie, maar ek dink ons gaan wel meer diere volgende jaar sien, en weer eens, as dit weer bietjie droër raak, gaan ons weer meer diere moet bemark, en dit kan dalk 'n bietjie druk op ons pryse sit van huidige vlakke af, ja.
Johnny, altyd 'n plesier om met jou te gesels. Is Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends om te gesels oor die nuutste tendense in die landboumarkte. Maar ons is nou weer terug om 'n bietjie te gesels oor die makadamia landboumarkte en wel nie landboumarkte nie, maar bedryf in Suid-Afrika. So bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Jy is geskakel op Groot Plaas en ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend is Hendrik Foster, hy is die hoofbestuurder van Global Macadamias. Hendrik, goeiemôre, welkom. Môre, baie dankie vir die geleentheid. So kom ons skop af met ek sien al hoe meer boere vat 'n stukkie land en hulle knip hom af om 'n paar makadamia bome neer te sit. Hoekom het dit so populêr geraak in Suid-Afrika? Die makadamia neut is die koningin van alle neute soos hulle van praat. So dis 'n neut met baie waarde en ek dink dis die rede hoekom al hoe meer boere makadamias plant. Nou, daar's 3 hoofneigings wat obviously langtermyn volhoubaarheid beïnvloed van die makadamia bedryf in Suid-Afrika. Kan jy vir ons sê wat is dit? Ja, daar net so 'n bietjie agtergrond. Daar's basies 2 segmente van bemarking vir makadamias. Die een is die neut en dop, wat nou al 'n makliker manier is en 'n vinniger manier om by die mark uit te kom. En dan is dit die kern. Die kern is nou baie meer kapitaalintensief, maar die eerste tendens wat ons sien is dat die neut en dop pryse is laer as wat ons hom graag sou wil hê. Ons moet ook onthou dat ons is prysnemers in die mark. So en dan die tweede ding sien ons as ons kyk na kern tydens die kraakproses is daar 'n verskeidenheid van neute, van heel neute, halwe neute en dan stukkies. En hulle pryswaarde is ook natuurlik nou van die beste ware vir die heel neute. En ons sien al hoe meer dat daar bemarking per styl eintlik plaasvind en dit is waar die groot gaping in die pryse vir die verskillende style dan nou vandaan kom. En die derde ding sou ek sê, dit is baie belangrik dat die verwerker en die produsent nou saamwerk, nie net om ons bedryf te beskerm nie, maar ook om te groei. Dit begin op die plaas waar daar kwaliteit neute verbou word. Die verwerker moet absoluut die beste kwaliteit ontgin uit daai neut uit, nuwe markte skep en dan is dit natuurlik belangrik dat ons daai markte kan voorsien met genoeg volume. So hoe besluit die boer nou op, jy weet, wat se een van die 3 dele van die neut hy op wil fokus? Gaan hy hom neut en dop los of gaan hy hom bietjie verder produseer? Ja, so 'n boer het baie keer die keuse om self as hy direk die kans sien daarvoor direk neut en dop uit te voer, of die maklikste is stuur hy al die neute na die verwerker toe. Die verwerker voeg die waarde toe, hou die markte dop en kyk waar ons die beste waarde vir die boer kan ontgin. So die beste sal maar wees om dit weer die verwerker te stuur. Nou, die invoertariewe wat die FSA nou so op Suid-Afrika neergedruk het, het dit die makadamia mark seer gemaak of beïnvloed? Ja, ons het hierdie jaar aansienlik minder neute uitgevoer na die FSA en is dalk ook belangrik om te noem dat die FSA is 'n hoofkoper van die halwe neute. En dan is ons groot risiko daar wat ons sien, ons is bekommerd daaroor dat ons rakspasie van die Suid-Afrikaanse makadamia gaan verloor en hy dalk vervang kan word met enige ander produk. Maar ek moet sê ek is nie te bekommerd nie. Ons Suid-Afrikaanse kwaliteit is goed. Ons is hoog in aanvraag vir ons, daar is goeie aanvraag vir ons produk. En ja, ons bemarkingspanne het toen in die geleentheid ook gehad om as gevolg van die volumes dan 'n nuwe markte te ontsluit en dan minder afhanklik van die FSA te raak. So kom ons beweeg dan weg van FSA af en ons kyk na China. Waarom word afhanklikheid van die neut en dop invoer of soos in-shell exports wat julle dit noem na China as 'n groot risiko vir die bedryf beskou? Ja, die China is die grootste koper van neut en dop en China bepaal absoluut maar die prys en die pryse is op die stadium nie goed volgens ons, definitief die beste ware vir die boer terug op die plaas. Dan moet ons ook onthou dat China is ook 'n produserende land en hulle produksievolumes groei en hulle raak al hoe meer selfvoorsienend. Onlangs by SAMAC-konferensie by Zimbabwe het ons hierdie sentiment ook bevestig deur een van die ambassadeurs van China wat gesê het die volumes, hulle verwag 'n goeie oes in China hierdie jaar en die pryse, indien hulle volgende jaar by ons sal moet aankoop, sal die pryse waarskynlik nie so goed wees soos hierdie jaar. So ek dink dit is absoluut belangrik om ook te kyk dat ons plaaslike mark beskerm. Dis ook goed belangrik om te noem, Doopie, dat daar's in Vietnam en China
Die laaste 2 tot 3 jaar is daar 'n klomp verwerkingsaanlegte opgerig. En soos in enige ekonomie, enige besigheid, ekonomie van skaal, die neute moet aangekoop word om dit lewensvatbaar te maak. So ons grootste risiko is dat ons kraakkapasiteit uitvoer na China en op die manier dan ons selfstandigheid verloor. 'n Goeie voorbeeld is natuurlik die staalbedryf, waar China 'n paar jaar gelede nog 'n netto invoerder was en hulle kon dit in 'n kort tydjie omswaai tot 'n netto uitvoerder. As dit moet gebeur met die makadamia-industrie, dan het ons 'n probleem, want dan is daar nie plek vir die verwerker nie en die boer gaan nie 'n huis vir sy neute hê nie, en met ander woorde, die beste ware kan nie vir die boer ontsluit word nie. So wat beteken die groeiende prysverskil tussen die verskillende kernstyle? Ons het nou gepraat van heel, halwes en deeltjies vir produsente as dit kom by hulle winsgewendheid. Ja, daar's 'n baie goeie vraag vir heelneute op die stadium. Maar ongelukkig nie alle variëteite kraak goeie heel persentasie neute uit as dit geprosesseer word nie. En dan soos ek gesê het, ook die FSA wat vir ons nou 'n bietjie minder winsgewend is om een te verskeep, maak die verkoop van die halwe neute nou 'n bietjie moeilik, maar weer eens goeie kwaliteit en ons fokus op die goeie verwerkingsfasiliteite by ons. So watter rol speel die keuse van die variëteite en die kraakprosesse in die behoud van die heelneut vir produsente en hulle winsgewendheid? Ja, Dopie, dis 'n interessante vraag, want ons moet onthou dat makadamia neut is eintlik maar 'n saad. En in die natuur, onder die ideale omstandighede, sal daai saad graag wil ontkiem en 'n boom word. Nou, alhoewel die kern 'n enkel kern is, bestaan nou ook uit 2 lobbe. En party variëteite het 'n beter kernsterkte wat verhoed dat daai kern in 2 deel. En dan is daar ander faktore ook wat 'n rol speel, hoe ryp die neut is, wat die vogpersentasie is. In die natuur sien ons self dat as 'n boom aan hittestres ly, dan is hy geneig om meer 'n dikker dop te vervaardig om juist daai kern te beskerm aan daai moeilike weersomstandighede. As ons kyk by die fabriek, dis absoluut vir ons 'n groot fokus om te kyk na aandag en detail, die hantering van die neut. Daai neut bestaan omtrent 70% uit olie uit, so ons moet hom so goed en effektief en so min as moontlik hanteer. Dan het ons ook ons drogingsfasiliteite. Dis 'n wetenskap op sy eie om daai neut tot die regte vogpersentasie uit te droog, nie net om hom lekker te kan kraak en goeie heles te kan uitkraak nie, maar ook om vir hom 'n lekker lang rakleeftyd te gee. Hendrik, baie dankie dat jy by ons kom kuier het vanoggend. Dit is Hendrik Foster. Hy is die hoofbestuurder van Global Macadamias en ons het 'n bietjie gesels oor die makadamia bedryf in Suid-Afrika. So dit is dit vir Grootplaas vir vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam ons gekuier. Sterkte met jou maandagooggend verder en dan sien ons mekaar weer môre.